gedeeltes in die woord van die Here wat handel oor moeders. En ons kon nou vanmôre dalk 'n karaktereienskap gedoen het, maar terwyl ek so bid het die Here 'n gedagte by my laat opkom. Hoe sien die Hemelse Vader ook die moeders? En die Here het hierdie skrifgedeelte ook vir my kom aandag fokus daarop as ons skriflesing vir die boodskap. En dan van daaruit gaan ons dan ook dan so die woord dan ook bedien vanmôre. Kom ons sit net so, kom ons raak net stil voor die Here terwyl ons ook dan nou dan net so in afwagting is vir die woord. Here Jesus, baie dankie dat U vanmôre ook met ons is. Dankie Here dat ons ook in hierdie dag kan hulde bring aan daardie moeders wat vir ons daar was. Al is hulle nie vandag meer met ons nie, is daar 'n opgewondenheid, omdat ons hulle kon ken, dat hulle deel kon gewees het van ons lewens. Here, U het 'n spesiale plek in die hart vir 'n moeder. En U het ook 'n groot verantwoordelikheid op die skouers van moeders geplaas. Baie keer verstaan die mans dit nie. Baie keer verstaan die kinders dit nie. Maar daardie onbaatsigtige liefde van 'n moeder is daardie gom wat 'n familie aan mekaar bind. En Here, wanneer ons as die manne en as die kinders dit net kan besef, gaan ons in God se vreugde saam kan leef. Daarom sê ons dankie Here dat ons vanmôre ook as 'n gemeente ook kan eer gee aan hulle wat vir ons dan daar was as moeders. Dankie Here dat ons kan bid ook vir die name wat daar op ons lysie is, elke sieke, elke behoefte, elke saak wat daar is. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat ook in die week gaan verjaar. Dankie dat ons vir ons onderlinge byeenkomste kan bid. Hierdie week se ringsvergadering, donderdag aand se hemelvaart, van volgende Sondag tot die Woensdag ons Pinksterdienste, en daardie Sondag ook Pinkster Sondag. En Here, dat ons weer soos van ouds tyd sal afstaan, soos daardie mense elke dag in die bofortrek vergader het, elke aand om saam te bid, in eendragtigheid saam te wees. Daar was nie verdeeldheid nie. En Here, die uitkoms van daardie byeenkoms was die vervulling met die Heilige Gees. En Here, mag dit ook in hierdie tyd van Pinkster so in ons gemeente wees, dat daar niks tussen mens en mens staan nie, want dan staan dit tussen mens en God. En Here, laat ons in hierdie tyd net sal regmaak wat daar in die harte verkeerd is, sodat ons ook as 'n gemeente daardie wonderlike seëning van God se Gees kragtig in ons gemeente sal ervaar. Dat ons nie deur ons optredes en ons dinge en ons issues U keer om deur ons te werk nie. Ons bid dit in Jesus se wonderlike en heilige naam. Amen. Die skriflesing vanmôre is dan in Genesis hoofstuk 2. Ons gaan vers 18 lees, dan gaan ek oorskakel na vers 21 tot by 23, dan gaan ons hoofstuk 4 vers 1 en 2, en dan net vers 25 gaan ons dan so saam lees. Die doel van die boodskap, en jy sal dit ook nou verstaan, waarom ons dan nie al dis gaan lees wat daar staan nie. In Genesis 2 vers 18 staan daar, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Vers 21. Toe het die Here God 'n diep slaap op die mens laat val, en terwyl hy slaap,
het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die man geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Dan hoofstuk 4 vers 1. En die mens het sy vrou Eva beken, en sy het swanger geword en Kain gebaar en gesê, ek het 'n man verkry met die hulp van die Here. Daarna het sy ook sy broer Abel gebaar, en Abel het 'n skaapherder geword en Kain 'n landbouer. En dan vers 25, en Adam het sy vrou weer beken, en sy het 'n seun gebaar en hom Set genoem, want het sy gesê, God het my 'n ander kind geskenk in die plek van Abel, omdat Kain hom doodgeslaan het. Net tot sover die wonderlike woord ook van die Here. In die lig van Moedersdag, en soos die Here dan ook gelei het en my gedagtes begin vorm het, wil ek vanmôre op hierdie dag dan met u praat onder 'n tema, moeder of ma wees. Nou sal jy dalk vir my sê, maar 'n ma is mos maar 'n moeder. Maar daar is 'n verskil tussen ma wees en moeder wees. 'n Ma is 'n vrou wat geboorte aan 'n babatjie skenk. Die baba leef binne in daardie moeder se baarmoeder vir 9 maande en hy ontwikkel totdat hy gereed is om gebore te word. 'n Moeder is iemand wat vir daardie baba sorg, vir daardie baba koester en hom beskerm en met al haar liefde grootmaak. 'n Moeder is nie noodwendig iemand wat geboorte gee nie. Daar is baie moeders wat nooit geboorte gegee het aan 'n kind nie, maar wat 'n moeder vir iemand is. Ek het so 'n geestelike moeder gehad na my redding, tannie Susie, sy is ook al vandag in die hemel. Sy was al in die 80, ou jong nooi gewees, maar sy was vir baie mense 'n moeder gewees. Baie keer as ek 'n vraag gehad het, het ek met tannie Susie gaan praat. As ek gebed nodig gehad het, dat ek haar gebel en gesê, tannie Susie, jy moet bid. Sy wil nooit geweet het waarvoor nie. En as ek na 'n tydjie gaan, dan sal sy my terugbel en sy sê, moet ons nog steeds bid? Dan sê ek, tannie asseblief. Of ek sê, tannie, haar het deurbraak gekom. 'n Moeder is nie altyd 'n ma nie. Daar is baie vrouens wat nie die voorreg het om 'n ma te kan wees nie. Maar dit ontneem hulle nie van moederskap nie. Ons eie kleindogter, haar ma, ons dogter was oorlede toe sy nog nie eens 2 jaar oud was nie. En sy het 'n ander moeder gekry wat haar groot gemaak het, waar sy vandag, ek dink 14 jaar oud is al. Daar is baie vrouens wat graag moeders wil wees en ook baie goeie moeders is. En daar is baie vrouens wat ma's is, maar nie altyd die ma as 'n moeder is nie. Hulle het nog nie daardie verantwoordelikheid opgeneem van om 'n moeder te wees nie. Want moederskap verg opoffering vir jou kinders. Vandag is Moedersdag en ons wil vanmôre so 'n bietjie fokus dan op die moeders in ons lewens, nie noodwendig die ma's nie, maar die moeders. Dis 'n dag waar ons die moeders in ons lewens kan eer vir wat hulle vir ons opgeoffer het. Selfs vir die manne in die huwelik, maar ook dan vir die kinders in die gesin. Al het u nie die voorreg gehad om 'n ma te wees nie, is daar iemand in u lewe wat u as 'n moeder het, wat u 'n moeder is. Ek het so moeders gehad, baie moeders gehad, wat my bygestaan het, ook in my lewe. Die moeders het 'n spesifieke posisie binne in 'n gesin. Dis hoe God dit bepaal het.
Sy word beskou as die anker van liefde en ook van uithou vermoë. Die moeder is die een wat die tuiste skepper is binne in daardie familie, waarin die pa en die kinders na 'n veilige hawe toe kan terugkeer. Dis net die moeder wat dit vir hulle kan skep. Ons kyk vanmôre so 'n bietjie na wat God se hart in 'n moeder verlang. En dat die moeders God se hart sal raak sien. Maar nie net die moeders nie, maar dat ons as manne van ons vrouens en die kinders ook sal raak sien, wat is God se hart vir moeder? En dan moet ons dan kyk, is ons moeders of is ons net 'n ma? As ons gaan kyk dan na die eienskappe van 'n moeder, dan gaan ons op hierdie volgende paar goed afkom. Ek dink daar's 8 as ek dit kan reg onthou, wat die Here vir my kom wys het. Die eienskappe van 'n moeder, en heel eerste praat ons van moederliefde. Ons weet baie keer word daar gepraat van moederliefde. Die moeder is die belangrikste skakel binne in 'n gesin. Dis net die moeder wat hierdie liefde het. Ek glo dat die ware moederliefde is die naaste aan die liefde van die Vader na ons as sy kinders toe. Die Godvreesende moeder sal verstaan dat sy haar kinders moet lief hê. Hoekom? Sodat God en God se woord nie verag word nie. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan nie oor die moeder wat nou verheerlik moet word nie. Dit gaan oor dat God en sy woord nie verag word nie. Die Bybel sê dit daar vir ons in Titus 2 vers 4 en 5, praat van die ou vrouens moet die jong vrouens dan leer om versigtig te wees, hulle mans en hulle kinders lief te hê, daardie moederliefde gekoppel aan God se liefde. Hulle moet ingetoe wees, kuis, huislik, goed, aan hulle eie mans onderdanig, sodat die woord van God nie belaster word nie. Die moeders en die moederliefde, wat God se liefde is, 'n gee liefde, illustreer God se waarheid en sy woord. Vers 4 sê vir ons, dat die vrouens moet leer om hulle mans en hulle kinders lief te hê. Hierdie is 'n liefde wat slegs God vir 'n mens kan gee. 'n Moeder wat oorgegee is aan die Here Jesus Christus, wat 'n Godvreesende vrou is. En ons as manne en kinders moet dit kan verstaan, sodat ons hulle kan ondersteun in hierdie wonderlike eienskap wat God vir hulle gegee het. Daar so 'n opsomming wat ek gelees het by een van die kommentaarskrywers. Hy sê daarso, moederliefde is die uitdrukking van onbaatsigtige omgee, versorging, liefdevolle benadering, bevrediging van behoeftes en om elke kind te sien as 'n spesiale geskenk van God. Dis wat 'n moeder is. Hierdie beskrywing pas nie net by 'n ma wat nooit 'n moeder geword het nie. En daarom, die eerste eienskap is moederliefde. Ware moederliefde wat uitstraal van daardie moeder af. Die tweede waarna ons kyk is toeganklikheid. 'n Moeder moet toeganklik wees vir haar kinders. Deuteronomium 6 vers 6 en 7 wat sê, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel moet in jou hart wees, en jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in die huis sit en as jy op die pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Hierdie gedagte wat uit hierdie verse na ons toe gebring word, is dat die moeder tyd moet maak vir hulle kinders. Die moeder moet daardie tyd maak vir die kinders. Jy moet toeganklik wees na jou kind toe. In die oggend, in die middag en in die aand. En ons weet, baie moeders werk vandag, maar dit ontneem nie daardie voorreg om tyd te maak, om dan ook toeganklik te wees vir die kinders nie.
Daarom moet 'n mens jou tyd so bestuur, dat jy genoeg aandag kan gee, ook aan jou kinders en hulle behoeftes. Ek het so 'n niggie, sy het 'n baie hoë pos, maar ek kan sien die foto's wat sy sit, die tyd wat sy spandeer aan haar kinders. Sy sal daar wees vir hulle sport, sy is daar wanneer hulle vakansies gaan hou. Daar is baie tyd wat sy insit, ook in haar kinders, alhoewel sy hierdie hoë posisie het, wat ook tyd van haar vat. Dit is so maklik om die verantwoordelikhede aan iemand anders te oor te dra. Dit is baie maklik. Baie vrouens dra die verantwoordelikheid oor aan die manne van die huis. Selfs die kinders moet nou maar self verantwoordelikheid vat om vir hulle om te sien. Dit is so maklik waar die ouers sê, nee, maar die skool en die onderwysers moet daar die verantwoordelikheid nakom. Nee, liewe vriende, daar in die huis. Dis waar die kinders toeganklikheid van die moeder moet ervaar. God se wil vir die moeders is, dat die moeders altyd daar sal wees vir hulle kinders. Dis God se plan. En die manne moet dit weet. Hulle moet die vrouens ook kan in staat stel om daardie tyd dan met die kinders te spandeer. Al moet ek en jy die skorrelgoed vanaand was. Al moet ons die wasgoed was of stryk, sodat die moeder daardie tyd kan insit by die kinders. Kinders moet voortdurend geleer word van die dinge van die lewe. Waar leer hulle hierdie dinge van die lewe? Dit begin by die verhoudings. Dit begin by 'n verhouding met die Here. Verhouding teenoor die ander geslag, seuns teenoor dogters, dogters teenoor seuns. Dit gaan oor verhoudings met die onderwysers by die skole. Dit gaan oor verhoudings met groot mense. En dit is die moeder wat hierdie dinge by die kinders ook moet leer. En as die ouers of die moeder afwesig is, hoe gaan hierdie kinders hierdie goeders reg leer? Hulle gaan dit op ander plekke, gaan hulle dit soek, en hulle gaan 'n verwronge beeld kry van hierdie dinge van verhoudings. Die woord van die Here sê daar in verse 6, en hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. As hierdie dinge nie in jou hart is as moeder nie, hoe kan jy dit aan die kinders oordra? Hoe kan jy tyd maak vir die kinders? 'n Moeder moet self tyd maak vir die Here. Daar moet tyd in jou lewe wees, in jou verhouding met Jesus Christus, sodat die moeder dan die voorbeeld kan wees vir die kinders wat onder haar sorg geplaas is. En dit is die verantwoordelikheid van 'n moeder, die eienskappe, hierdie moederliefde en hierdie toeganklikheid om tyd te maak vir die kinders. Maar dit gaan nie net om tyd te maak nie. Dit gaan ook bietjie verder na betrokkenheid by jou kinders se lewens. Daar moet betrokkenheid wees ook in dit wat jou kinders se behoeftes is. Dit wat hulle graag wil doen. Ek het hierdie raak gelees. 'n Moeder is teenwoordig in 'n kind se lewe. Daar is nie 'n twyfel daar nie. 'n Moeder is teenwoordig in 'n kind se lewe. Afwesige moeders is ma's wat nog nie die verantwoordelikheid besef het van moederskap nie. Betrokkenheid beteken om daar of deur die interaksie met die kind daar te wees, om betrokke te wees by die kind. Die moeder moet tyd maak om met die kind te kan kommunikeer. Beteken nie jy is hier besig met jou ding en nou probeer jy kommunikeer nie. Nee, jy moet die kind in die oë kyk en goeie kommunikasie kan hê. Die moeder wys die kind wat is reg en wat is verkeerd. Hoe gaan die kinders dit leer as hulle dit nie by die huis kan leer, by die moeder waarvoor hulle so lief is vir nie? Kommunikasie is sekerlik een van die belangrikste aspekte in enige verhouding. Maar dit is ook die grootste aspek wat ons baie maklik verwaarloos. Ons vind dit binne in 'n huwelik waar man en vrou in konflik kom, want daar is nie goeie kommunikasie nie. Jy vind dit in die huisgesin waar daar nie goeie kommunikasie is nie. Onthou, ons manne is bot. Ons werk is om te kan voorsien. Die moeders is daardie ene wat kan kommunikeer. Hulle is die emosionele wesens. Hulle moet eintlik die manne kan vasvat as hulle so bot is. Dat ons ook net so bietjie wakker geskit word. Maar is die moeders wat daardie sagte moederliefde mee uitreik ook na die kinders.
en betrokke is daarso. Hierdie kommunikasie is baie, baie belangrik. Wat is belangrik vir kommunikasie? Om te nee, om te luister. Dis die heel belangrikste. In kommunikasie om te luister. Maar nie net te luister en self jou eie gedagtes te vorm. Nee, dit wat jy hoor, dit wat jy inneem van die kind af, te oordink. Sien die behoefte van die kind raak. Daar is dalk 'n noodkreet van daardie kind. Daar is 'n smagting van daardie kind in hierdie kommunikasie. En daarom moet daar tyd gemaak word om te luister na die kinders. En wanneer ons dit oordink het en daaroor gebid het, dat ons dan kan reageer. Dis net die moeders wat regtig reageer. Ons manne tree op in ons verwaandheid. Ons wil die situasie sommer net regmaak. Die moeders is afhanklik van die Here om hierdie eienskap van hulle suksesvol uit te voer. Sonder om te luister kan daar groot misverstande ontstaan. Hoeveel mans en vrouens kan ek vandag getuig? Ons het nie geluister nie. Ek hoor dit gereeld, jy hoor nie wat ek sê nie. Jy luister nie. En dan moet ek gaan luister. En daardie luister beteken hoor en dink. Moenie net ek kan toe gooi nie. Onbetrokkenheid skep 'n geleentheid vir misverstande en ook onkunde. En daarom is dit belangrik die betrokkenheid ook van 'n moeder by haar gesin. Maar dit gaan verder ook dat die moeder het 'n eienskap van sy moet die onderrigting gee in die familie. Onderrigting begin by die huis. Nêrens te anderste nie. En die moeder is daardie een met haar liefde, met haar toeganklikheid, haar betrokkenheid, om daardie kinders die onderrigting te gee wat hulle nodig het, van kleins af en verder. Die ouers dink dat die skole die kinders alles moet leer. Nee, ons sê die kinders moet dit doen. Nee, die kinders het ander goed wat hulle leer by die skool. Die basiese beginsels van kind wees, van mens wees, leer jy by die huis. Die basiese beginsels gaan oor dissipline. Waar leer 'n kind dissipline? By die huis. Daar waar dissipline toegepas word. Dit gaan oor die eerbied vir ouer mense. Gaan oor respek vir mekaar en mekaar se goed. Dit gaan oor hierdie goeie maniere wat 'n mens moet hê. En die belangrikste, die woord van God. Dit word by die huis onderrig. Dis wat by die huis geleer moet word. Die kinders is baie belangrik vir die Here. Hy het dit self gesê, Jesus het gesê, moenie die kindertjies keer om na my toe te kom nie. Leer die kind by die huis die basiese beginsels van menswees, maar ook van die woord van God. Ken die woord van God en leer die kind reeds by die huis. Moenie verwag dat die sonnaskoolpersoneel dit moet doen nie. Die kerk het 'n verantwoordelikheid. Ons het 'n sonnaskool en ons het personeel wat daardie kinders wil leer, maar die basiese beginsels van God en Jesus Christus se liefde moet by die huis geleer word. Ons kan dit sien wanneer die kinders by die sonnaskool kom, hoe hulle daar by die huis geleer word van Jesus. En of hulle iets weet van Jesus. Die skole gaan nie die kinders leer van Jesus nie in vandag se tyd. Daar is die enkele onderwysers en die skole wat nog poog om die kinders Bybelonderrig te gee, maar hulle word van alle kante af gekeer. En hulle gaan nie daar by die skole meer leer nie. Die kerk het 'n verantwoordelikheid. Maar die ouers het 'n verantwoordelikheid. En as die kinders nie geleer word in die basiese beginsels van God se woord in die Here nie, en die kerk versaak hom ook daarin om die kinders te leer, gaan daar die kinders groot word met 'n verwarde kennis oor die Bybel en oor God. Wat ons al reeds in die wêreld sien. Ons sien dit op sosiale media, ons sien dit op uitsprake waar mense 'n verwarde gedagtes en kennis het van die woord van God. Want dit word nie in die huis geleer nie, en dit word ook nie in die kerk geleer nie, en die kerke wat bereid is om dit te doen, die ouers bring nie die kinders nie, en eendag gaan daai ma en pa voor God staan, en moet antwoord gee vir God.
Liewe vriende, die moeder het 'n eienskap om daardie onderrigting te kan doen. Maar daar is nog 'n eienskap. Die moeder help daardie kind met ontwikkeling. Daar is ontwikkeling wat moet plaasvind van daardie kind 'n babietjie is, tot hy uit die huis uit gaan en gaan werk. Die moeder is die een wat die kind help om sy goeie eienskappe te ontdek en te ontwikkel en te gebruik. Dis die moeder wat daardie kind help om te begin kruip. Dis die moeder wat daardie kind help wanneer hy begin loop. Dis die moeder wat daardie kind help wanneer hy begin praat. Dis die moeder wat daardie kind help wanneer hy by die skool is en van die skool af terugkom en hy sukkel dalk met 'n vak en die moeder is daar om te kan help. Die moeder moet daardie kind ontwikkel in sy gawes en sy talente. In die huis leer die kind sy eie bekwaamheid. Dit moet ontdek word en ontwikkel word. En in die veiligheid dan van die huis kan dit ontwikkel word. Dit begin ook oor die kinders se geestelike gawes. Die Here het vir ons almal gawes gegee. En die kind moet dit ook ontwikkel daar in die huis. Of ontdek daar by die huis, sodat ook in die huis ontwikkel kan word. As die kind nie binne die gesinsstruktuur sy gawes kan ontdek en kan ontwikkel nie, gaan hy wanneer hy groter is, dit begin soek op verkeerde plekke. En hy gaan daardie gawes wat hy dan ontdek, wat 'n verwronge beeld is van hierdie goeie gawes wat God hom gegee het, verkeerd dan ontwikkel in die wêreld. Want hy het dit nie in die huis gesien nie. Daar was nie hierdie ontwikkeling binne in die huisgesin nie. Nog 'n eienskap van 'n moeder, sy is die ene wat dissipline ook dan toepas. Nou dissipline word altyd gesien as iets negatiefs. Jy was stout en dan gee ek jou pak slaag. En dan weet die kind nie eens waaroor hy nou pak slaag gekry het nie. Hy het nie 'n klou wat gebeur het nie. As ek daai woord kan gebruik nie. Want hy word nie onderrig oor wat reg en verkeerd is nie. Hy verstaan nie dat wanneer hy iets doen, God dit nie goedkeur nie. En nou kry hy net 'n pak slaag. Ek kan onthou, ons het almal groot geword met die lat. Vandag hoor ek, hulle mag nie meer pak kry nie. Dis goed, die Bybel sê ons moet ons kinders voeder. Ek kan onthou in die weermag was ons geforseer met dissipline. Maar dit het ons nie armer gemaak nie. Dit het ons nie minder of slegte mense gemaak nie. Ek kan onthou in die huis is daar sekere take wat ons maar moes gedoen het. Ons moes gesorg het in die oggende dat jou bed opgemaak is. My ma het nie gedoen nie, jy moes dit gedoen het. Jy moes gesorg het dat jou klerekaste netjies sal wees. Jy het gesorg dat daar nie goed rond lê in die huis nie. Daar was sekere ander taakies wat ons aan die kinders verdeel het in die huis en buitekant ook. Ek het van kleins af geleer om 'n grassnyer te stoot. Ek kon nie eens bo by hom bykom nie, ek het net nie onderdeur gekyk, maar dit het my dissipline geleer, want ek moes reguit gesny het, anders was ek het my pa het my vertel, jy het hom gemis. En jy moes blare optel. En daar het niks dit negatief in 'n mens uitgewerk nie. Die kind moet dissipline leer en jy leer dit deur die struktuur binne in die familie. As die kind dit gelos word om daai heeldag op die rekenaar te speel, watter dissipline gaan hy leer? Jy leer dit deur fisiese dinge te doen. Ek het so waardering vir die kinders op die plase. Hulle kom van kleins af, dan leer hulle al om die trekker te bestuur en die bakkie te bestuur. Hulle oë kyk nog net hier oor en dan gaan hulle aan. Hulle werk fisies hard. Die kinders leer dissipline. Al word daar 'n pak slaag uitgedeel, moet die kind ook weet waaroor hierdie pak slaag nou kom. Hierdie dissipline behels dat God gevrees sal word. Dis waaroor dit gaan. Eer jou vader en jou moeder. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor respek vir God. Die vrees van God wat ingeleer moet word. Dit beteken dat God geëer sal word en dat ons die kinders sal leer om Jesus deur hulle lewens en hulle lewenskeuses te verheerlik. Is dit nie waar in die wêreld vandag is nie? Jong mense is soekend. Hulle gaan soek dit op al die verkeerde plekke. Maar God dank, daar is jong mense wat die Here soek. Wat die Here wil vereer met hulle lewens. Die wyse boek Spreuke sê vir ons hierdie vers
Spreuke 16 vers 7. As die Here behaag het in die weë van 'n man, dit verwys nou na alle mense, dan laat hy self sy vyande met hom vrede hou. Hierdie woord behaag beteken dat God vind vreugde in jou lewe. Die Here is tevrede met jou lewe. Die Here put plesier uit jou lewe uit. En waar gaan die kinders dit leer? By die huis. Die voorbeeld van ma en van ouma, van pa en van oupa. Ons lewens is 'n plesier vir die Here, of nie. En die Here sê, wanneer hy plesier put uit ons lewens, wanneer ons lewens hom verheerlik, dan sal hy tot ons vyande met ons vrede maak. Dit is wat kinders ook moet leer by die huis. Dat hulle gedissiplineerd sal lewe, sodat die Here plesier uit hulle lewens uit sal kry. Wanneer 'n mens dissipline het, word jy geëer, selfs deur groot mense. Nog 'n eienskap van 'n moeder, versorging. Kyk waar kom die versorging in? Amper hier op die einde. En die moeder is daardie een wat die eienskap gekry het met haar moederliefde, met daardie toeganklikheid, met daardie betrokkenheid, met daardie gewillige gees van onderrigting en ontwikkeling en dissipline toepas, sodat sy die versorging kan doen. En hierdie versorging behels konstante beskikbaarheid. Besef dat die kinders ook kan foute maak. Hulle is nie perfekte mensies nie. Hulle is kinders. Hulle moet nog leer en hulle kan foute maak. Maar dat dit ook kan reggemaak word met die regte leiding. Daar moet sekere aanvaarding wees van die kinders se dinge. Onvoorwaardelike liefde is by hierdie versorging betrokke. En die laaste eienskap, skep integriteit. Wat is integriteit? Dit wat ek sê, dit doen ek. En die moeder help die vorming van die kind se integriteit. Deur haar voorbeeld. En die kinders leer dit by haar. Deuteronomium 4 vers 9 sê, neem jou net in ag en wees terdee op jou hoede, dat jy die dinge nie vergeet wat jou oë gesien het nie, en dat hulle uit jou hart nie wyk al die dae van jou lewe nie. En jy moet dit aan jou kinders en jou kindskinders bekend maak. Dit moet oorgedra word, ook aan hierdie kinders. Daar moet hierdie versorging wees, sodat die kind ook dan die eienskap van integriteit kan ontwikkel, om eerlik ook in hierdie lewe te wees. Moeders het 'n unieke rol in die kind se lewe. 'n Kind het 'n moeder nodig, nie 'n ma nie, 'n moeder nodig. As jy 'n ma is, word 'n moeder. As jy, nie alle moeders is ma's nie, maar jy het die moeder-eienskappe. Moederskap moet ook nooit as 'n moeilike of 'n harde werk gesien word nie. Dit moet regtig 'n voorreg wees. Dit moet 'n plesier wees om deur God gebruik te kan word as 'n moeder. Net soos daardie babatjie wat gebore is, versorging nodig het na sy geboorte en baie aandag nodig het, so moet die kind ook reg deur sy hele kinderjare ook hierdie versorging dan ontvang. Soos die kinders groter word, verander die kind se behoeftes. Ek kan dit ook sien by die kinders waarmee ek betrokke is. Soos hulle groter word, wil hulle nie meer doen wat hy gedoen het toe hy kind was, kleiner was nie. Nee, daar is ander behoeftes. En sal die moederskap ook moet verander, maar dit moet altyd bly op die basis van liefde, versorging en ondersteuning. Moederskap is baie meer as net om ma te wees. Maar moederskap behels dat die vrou sal oorgee en dat alles in die verantwoordelikhede teenoor haar kind wat onder haar sorg is. Maar die geheim is, sy moet dit nooit ten koste van haarself doen. Dit is baie, baie belangrik. Daar moet altyd 'n balans wees. Sy moet nooit
moederskap ten koste van haarself doen nie. As die vrou haarself verwaarloos, gaan sy nooit sukses behaal met die kinders nie. En daarom is dit belangrik om eers na jouself om te sien. Wanneer die moeder goed voel in haarself, en hier is 'n baie belangrike ding vir die manne om te weet. Jy moet jou vrou ondersteun, sodat sy kan goed voel om 'n moeder te wees. Dit is in jou verhouding tot die Here. Dit is in jou verhouding tot jou man, en dit is in jou verhouding tot jouself. Daar is 'n verhouding wat ons met onsself het. Eerlikheid, integriteit, ook met myself. En vanuit hierdie gesonde plek in 'n mens se lewe, kan jy die verantwoordelikheid opneem van moederskap na die kind toe. Die kinders moet hierdie dinge verstaan. Kinders moet dit hoor. Die pa het die verantwoordelikheid, en Vaderdag kom nog, en dan gaan ons bietjie met die pa's praat. Maar die pa het 'n groot verantwoordelikheid, sodat die ma 'n moeder kan wees in daardie huis. Sodat sy hierdie eienskappe kan uitlewe, wat God vir haar gegee het. Sodat sy 'n moeder kan wees, en kan kyk na die kinders, en kan trots wees. Dis my kinders. Mag die Here u kom seën daarin. Amen. Here, baie, baie dankie vir hierdie kosbare gedagtes uit die woord. Dis 'n groot verantwoordelikheid wat u op die skouers van ons moeders geplaas het. Maar dit is ook 'n vreugde wanneer ons dit reg doen, in afhanklikheid van die Here. Dit behels om 'n goeie verhouding met Jesus te wees, gehoorsaam aan sy woord, sodat die voorbeeld meer sal sê as die woorde. Dankie dat ons vir ons moeders kan bid, maar ook vir die pa's en vir die kinders. Kom seën Here ons huwelike, seën Here ons gesinne, seën ons moeders, seën ons jong mense, wat môre die dag moet oorvat. Hulle gaan weer hulle families hê, hulle gesinne, en die sirkel gaan net weer aan. Ons bid dit, want ons het u nodig in ons lewens, en ons eer u daarvoor. Amen. Ons gaan